Lieve broers en susters, ek hou en familie, ek hou vanaand aan die gedeelte die woord van die Here. En ek gaan lees in Psalm 34 vanaf vers 1 tot 19. Voordat ons gaan saam lees, kom ons vra net die Here se seën op die lees van sy woord. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde en vir die genade, vir 'n geleentheid om weer rondom die woord te kan vergader. Here, kom open ons harte en ons gemoed en maak dit ontvanklik vir dit wat U vanaand deur U woord vir ons wil kom sê. Here, kom seën die skriflesing, kom seën die oordeenking daarvan. Kom seën dit ook in ons harte. In die naam van Jesus. Amen. Psalm 34, ek lees in die ou Afrikaanse vertaling. Die Here beskerm die gelowige, 'n psalm van Dawid. Toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech en die hom weggejaag het, sodat hy heen gegaan het. Ek wil die Here altyd loof, sy lof sal altyd hier in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here, die ootmoedig is, sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot, en laat ons saam sy naam verhef. Ek het die Here gesoek, hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor, en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van die Here trek 'n laag rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here, o sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek het geen gebrek aan enigiets nie. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief gehad het om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hulle benoudhede. En dan vers 19, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Tot sover, liewe broers en susters, die woord van die Here. Kom ons sing as respons op die skriflesing, die tweede lied, althans die derde lied op die program. My herder is die troue God, hy lei my na sy raad.
gedeelte is 'n Psalm waarin Dawid eintlik iets wil sê van God wat vir sy kinders sorg. As 'n mens hom net so in die eerste keer deurlees, dan wil dit voorkom asof dit eintlik maar 'n baie eenvoudige boodskap is. Bid en glo en God sal vir die res sorg. Maar ongelukkig weet ons ook mos nou dat dit nie altyd so werk nie. Want nie almal wat vanuit die siekbed bid, ontvang altyd genesing nie. Nie elkeen wat werkloos is, ontvang noodwendig weer 'n werk nie. Soms lyk dit amper asof God doof en blind vir ons nood is. Maar baie belangrik van hierdie gedeelte wat ons vanaand gelees het, is dat God nie net sê dat dit met almal altyd voorspoedig gaan nie. Die sorg van die Here lê nie altyd net in voorspoed nie, maar eerder in die krag en die troos wat die Here vir ons gee te midde van ons swaar kry en ons pyn. Bid en glo dat God saam met jou binne in jou lyding of jou krisis is, dat jy nie alleen is nie en dat hy vir jou die krag sal gee. Vers 6 lees ons, die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Vers 8 sê, die engel van die Here slaan sy raak op rondom die wat hom dien, en hy red vir hulle. En dan sê vers 9, kom ondervind dit en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mense wat by hom skuil. En dan sê vers 16 ook vir ons, die Here sorg vir die regverdiges en hy luister na hulle hulpgeroep. En dan vers 19, die Here is naby die wat gebroken is en hulle wat moedeloos is. Al die verse, liewe familie, dui dat 'n mens in jou swaar kry, jouself kan wend na God, dat jy na God toe moet gaan en dat hy vir jou sal sorg. Hierdie sorg hou natuurlik nie altyd 'n boodskap van voorspoed of 'n goeie uitkoms nie. Maar dan moet ons ook besef, 'n mens kan nie hierdie pad alleen stap nie. Jy moet jou altyd self tot God nader. Soos ons in die eerste gesang het, nader my God by U. As ek daai lied hoor, dan dink ek altyd aan Titanic. Jy ken mos die Titanic. Aan die einde van die skip sink en die man, die musikante daar mekaar groet, maar dan draai die een terug, dan begin hy weer te speel en dan kom almal weer saam. Die skip sink, maar in daai oomblikke weet hulle, ek kan nog steeds myself na God wend. Volgens Dawid, die psalmdigter, is dit waarin die gelowige se lewe sin en betekenis vind. Alleen, liewe broers en susters, wanneer ons besef dat my bestaan nie net draai om my eie wil nie, maar om God se wil. Alleen dan sal my lewe vir my sinvol wees. Wanneer ek besef dat dit vir God nie noodwendig gaan oor die voorspoed van hierdie lewe nie, dan kan ek tot die besef kom dat my bestaan hier ook nie altyd pyn en lyding gaan uitsluit nie. En nou kan ons vir mekaar vra, maar wat presies is die wil van die Here? En dan antwoord die Here hierop in Johannes 6 vers 38 en 39, liewe broers en susters, waar dit sê, ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het.
dat ek van almal wat hy vir my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar vir hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. So wanneer ek en u dus na die wil van die Vader vra, dan kry ons die antwoord, dat sy wil geskied het in die sterwe en in die opstanding van Jesus Christus. Want daardeur kry ons elkeen ook self deel aan die opstanding van die Here. Liewe familie, broers en susters, alleen wanneer ons dit begryp, dan is dit moontlik vir ons om 'n sinvolle bestaan te maak binne lyding en pyn. Eers wanneer dit nie meer vir my saak maak oor my eie geluk en my eie voorspoed nie. Wanneer my oë nie meer gefestig is op alles wat mooi is in hierdie wêreld nie, maar wanneer die dinge van die hiernamaals vir my begin belangriker word. Dan kan ek 'n sinvolle bestaan maak binne lyding. Dan kom ek tot die besef dat my wil en God se wil nie altyd dieselfde is nie. Vir ons, broers en susters, is dit belangrik om dalk eendag jou opdag te beleef, om 'n familie te hê, om 'n goeie betrekking te hê, om onafhanklik te wees. Maar vir God is dit belangrik dat ek my lewe so sal inrig dat ek ook kan deel kry aan die ewige lewe. Vers 19. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die wat moedeloos is. En gebroke en moedeloos was ons in die afgelope 2 weke aan. Sommige meer as ander, maar vir ons almal wat vanaand hier is, ons almal is geraak deur die afsterwe van 'n Tefenderlin. Elkeen worstel met sy eie vraag, maar wat maak ons met daardie vraag? Gaan dit toelaat dat dit my vasvang, dat dit my later aan gaan versmoor? Of gaan ek met hierdie vraag, hierdie probleem na die Here, en is ek bereid om aan die Here se beloftes vas te hou? Die Here Jesus Christus het na die wêreld gekom sodat ons se hemelse Vader se wil geskied. En daarin moet vir ons elkeen as gelowige eintlik 'n geweldige troos lê. Want die Here ken die nood van mense. Die Here het geweet wat dit beteken om in die kaarte van sy eie dood te verkeer. Hy het weet wat dit beteken om 'n helse lyding deur te maak. En daarom het God ook geweet hoe Anti-Vredelin gevoel het. Wat sy ervaar het, wat sy gedink het. En daarom ken die Here ook die hartseer en die gebrokenheid van ons almal vanaand. Hy weet dat ons verslaan staan, dat ons gebroken voel, miskien 'n bietjie verlatenheid ervaar. Maar hy weet, die goeie nuus is, Jesus Christus is vir ons gebore. Hy bring weer vir ons vanaand daardie realiteit. Niks kan meer wees soos dit vroeër was nie, want die Here Jesus het alles nuut gemaak. In hom het ons nou 'n nuwe lewe. 'n gelowige se lewe word nie meer afgesluit by die graf nie. Dit is maar net 'n nuwe fase wat nou betree word. 'n Deurgang na 'n nuwe lewe is amper soos om by 'n deur in te stap en jy sien, maar die kamer is oorgedoen. Dis iets niets wat plaasvind het. So wanneer ons vanaand hartseer is, dan is dit maar eintlik vir onsself. Omdat ons moet agterbly. Maar van die Vredelin, vir Linkie, wat nie meer saam met ons is nie, is ons bly
God is groter as die dood. By hom kom ons tuis, en oor hierdie waarheid moet ons bly wees vanaand. Want die vriende het tuis gekom. Die lewe kan nou vir ons sinvol wees, al beleef ons nog steeds hartseer. Maar ons pyn is van korte duur. Ons vermoei ons nie te vergeefs nie, want geen ramp kan tussen ons en die Here kom nie. Selfs die dood het nie meer die finale sê nie. Want deur God se Gees sal hy altyd by ons bly. Die Gees begelei ons na sy ewige tuiste. So kom ons wend onsself weer na die Here, want ons het niks anders om te doen nie. Niks wat ons gaan probeer sê of dink sal aan die Gwendoline se dood omkeer nie. So liewe familie, broers en susters, laat ons onsself tot God wend en by die trooster gaan aanklop vir sy troos. En ons kan seker wees dat die Here dit vir ons sal gee. Hy sien ons nood raak. Hy is 'n Vader wat help. Hy beloof immers vir ons, vers 19 van die Psalm, ek is naby die gebrokenes, ek help die moederloses. God het vir die Gwendoline deur hierdie donker uur gedra. Die Here het geroep en sy het geantwoord. So kom ons gaan met ons eie hartseer en pyn na die Here. Want vanuit onsself kan ons dit nie wegneem nie. Dankie, Here, vir die lewe wat U van die Gwendoline gegee het. As ons lewe ons tot eer van die Here. Maar ook as ons sterf ons tot eer van die Here. Mag die naam van die Here geprys word. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir die getrouheid. Baie dankie vir die liefde. Baie dankie, Here, dat U met ons is. Nie net wanneer dit goed gaan nie, maar veral in tye van hartseer en pyn. Vanaand kom sê ons dankie, Here, vir die byna 72 jaar wat U vir die Gwendoline gespaar het. Dankie, Here, vir die ma wat sy was, vir die eggenoot, vir die suster, die tante, vriendin, kollega, buurvrou. Here, wil U in besonder vir Anke Bobby, Esther, Jacqueline en Ulrich en die kleinkinders kom seën. Wil U kom vertroos en verbly met mooi herinneringe. En Here, gee dat ons so voortdurend vir hulle, vir mekaar sal bind. Bedek ons onder die bloed en bind ons altyd met die band van liefde. In die naam van Jesus. Amen. Liewe broers en susters, dit is 'n gedenkdiens, so ons gee nou vanaand geleentheid ook vir enige iemand om dalk ietsie te kan sê. Daar is nou 'n geleentheid. Ons het nou nie gespesifiseer nie, maar as jy voel jy wil graag ietsie sê, jy is welkom om ietsie te kom sê. Vriende, juffrouens en luisteraars. Het is 'n moeilike oomblik vir my dink. Mamma het my nou al jare voorberei vir hierdie oomblik om te kom. Want mamma is daai juffrou wat haar begrafnis nou al. Ek dink van
2019 afskryf. So mamma het hom geskryf en ek het gewerk en mamma het gebel en gesê die verander en dit verander en hoe sy dit wil gedoen het. So gister het ek nou die program getik met snot en trane, sodat ek vandag sterk kan wees en ek sien nou die spelfoute. So ek weet mamma gaan nog baie ontsteld wees vir hierdie foute wat ek hier gemaak het. Maar dit het my nou teruggeneem van klein tyd af. Die persoon wat mamma was 'n streng vrou. En ek sê vir die Here dankie dat sy 'n streng vrou is, want sy het my gemaak wie ek is vandag. Sy het my gelei en ek kan dit net oordra aan my dogter en die ander kinders, die waardes wat mamma vir ons geleer het. Dit was nie altyd maklik, die mamma was regtig sterk en hy was swaar, regtig swaar geweest. So my mamma was ook een wat my gedeel het met almal. Ek sê altyd ek het soveel ouers en ek het so regtig baie vir mamma en pappa. En ek het die skooljare begin in Lensburg. Ek was gedeel met Auntie Marie en Uncle Reggie. Ek is gedeel met Auntie Natalie en Uncle Linton. Ek was gedeel met Uncle Etty en Auntie Lala. Ek is gedeel deur soveel mense. Ek het my ouers, skoonouers ook, wat my ouers is, Wynraak altyd kwaad en mamma ook. Wanneer ek met die mense praat, dan sê ek net mom en dad. Maar hulle weet nou nie wie is mom en dad ook dan. Wynskel altyd maar sê mamma ook ag wat hy gaan. So ja, mamma was sterk, mamma was 'n goeie onderwyseres. Ek was deur haar klasse B as my onderwyser, daar was ek. En omdat ek 'n kind was, het ek mos maar nou 'n ekstra gekry ook. En sodat mamma het altyd gesê ons moet regverdig wees en verkeerd is verkeerd en reg is reg. Soos ek voorheen sê, daar sê grys, dit is swart of is wit en dit is hoe mamma gelewe het. Dit is reg of verkeerd. Maar ek kan net vir mamma eer en sê dankie vir pappa, vir Miguel Effenay, Ulrich wat so mooi na mamma gekyk het in die tye wat ek self nie daar kon wees nie. Ons het nou letterlik elke 3 jaar het mamma nou tyd in die hospitaal spandeer. My werkgewers was my so goed te koop dat ek letterlik die 3 jaar altyd langs mamma gesit het. Ek kon vir mamma help was het, ek kon letterlik alles doen vir mamma, kos gee. Maar ek moet sê, die vorige jare was baie makliker as hierdie jaar. Hierdie jaar het ek na mamma toe gegaan die Saterdag vir Effenay is toe geneem. En ek het gesien mamma is nie lekker en mamma het net gesê ek gaan nie hospitaal toe nie. So, toe het ek nou maar gepaai en toe papa my geskakel die Dinsdag om te sê ma is hier lekker nie. So, om vir mamma tevrede te stel die dag, het ek nou almal geskakel. Ek het vir mamma gesê, moet ek vir mam ook bel om te kom kyk eers. En mamma het die ingestem nie. Ek het die ambulans geskakel en deurgelei, net my komputer afgesit deurgelei en ons het vir mamma kyk toe geneem. En die ER mense het altyd gelag, want daar is net een spesiale, ek sê vir haar, die pragtige groen oog dokter, want ek ken nou nog nie haar naam nie, dit is ook 'n ander ding wat mamma verpest het van my, want ek ken die naam en maar ken gesigte. Sy het die laas jaar ook so mooi na mamma gekyk, en ek weet nou nie wat sy
Engelse, Afrikaanse naam nie, but the dignity they provided. Want kyk, groot mense kry nie altyd, word met 'n ander oog gekyk. So die dokter het haar laaste gegee vir mamma, hulle het vir mamma geresus, en voor hulle vir mamma ICU toe geskuif het. Mamma het vir 6 weke gelê in ICU, dit was 'n taaf tyd. Ek het vir pappa gesê om die besluit te maak om niemand toe te laat nie, want mamma was kritiek siek. Dit was 'n moeilike besluit om te maak, want mamma wou mense om haar hê. Maar mamma het teruggelewe in haar vorige jare. So dit was so 'n emosionele tydperk om deur met mamma te gaan. Want ek het seker gemaak ek is 9 dae, want mamma het haar horlosie. Mamma het so gelê en die horlosie daar gestaan. So mamma dopgehou hoe laat ek inkom, dan sal sy nog sê 9:10. Ek is 10 minute laat. So ek het meeste van die dae. In die 6 weke en 6 dae het ek nou net die 2 dae gegaan nie, maar ek sê nog steeds dankie vir Here. Dit was moeilik. Ons kon goed deel. Papa was ook elke dag daar, op en af gery. Ek kon die tydperk met alles saam met mamma, want mamma was deur mekaar. Ek weet, ek was effenei, dan het ek my net gesê, ja mamma, ek was Joan gewees. Dit sê ook net, ja mamma. So, het was regtig, hierdie pad was 'n verskriklike pad gewees om deur te gaan. Daar was superster dokters, dokter kom nou vir 'n lang pad. Ek is mos nog weer ek gewees, ek het een van die dokters gefeier en tot mamma se eie dokter gebring. En mamma was ook nie gelukkig met van die persone nie, en ek het hulle ook vervang, so ek het alles gedoen wat mamma wou hê ook in die hospitaal. Tot haar laaste, maar mamma het besluit dat sy nie vir ons die finale keuse moes gee die maandag toe die dokters ons geroep het nie. Selfs die dokters het nie geweet dat die vader van mamma gaan neem maandag 26ste Mei nie. En wat so spesiaal is, ons het mamma 2019, die 22ste Mei 2019, het mamma haar graf gaan koop. Ek het oorig het via WhatsApp video call, het mamma gepiek waar sy gaan lê ook nog. So, dit is my hoe mamma was baie piekie sal ek maar sê, my eie woorde. Mamma het ook haar graf met Anke Albert se begrafnis het mamma ook gaan kyk of ek 'n eenvorige regte werk gedoen het, soos sy maar was. So die graf is letterlik die 22ste Mei 2019 gekoop. En soos ek nou deur mamma se penfile het 2 groot leers gewerk. En soos ek deur die leers gewerk het, toe kry ek nou Auntie Lillian se program ook. En toe is dit vir my so indrukwekkend dat Auntie Lillian die 6de Mei 2013 afgestorwe het. En mamma die 26ste Mei 2025 afgestorwe. So, ek neem aan dat die vader geweet het, my maand is hierdie 2 susters se tyd om te gaan, die jare is anders. Maar ek kan net dankie sê dat mamma se lyding geëindig het. Mamma het verskriklik gely. My trane het gestort die Woensdag en mamma het my gekyk. Ek was ontsteld en mamma het vir my gesê, 'n mens moet rustig wees. So ek het vir my gesê, dis 'n probleem. Want mamma is
een wat my in lyn kon hou. En vir my kon berus dat mamma was my beste vriendin. Nie net my ma nie, my alles gewees. Of sy is my alles. My confident met wie ek alles kon deel, selfs as ek nie met wyn kon gesels het nie. Of as ek selfs oor wyn was of enige iets, dan kon ek altyd vir mamma bel. Mamma was nooit, mamma het my elke dag op 'n tyd gebel, dat sê ek vir mamma, ons kan nou nie meer elke dag video calls maak nie, want dit is my werkstyd. Toe ek gesê ons moet elke tweede dag bel, dan vergeet mamma, want dan verstel mamma altyd vir my dieselfde storie van gister. Toe sê ek, ons bel elke derde dag mamma, video call ons. Dan bel het so, maar het so dit so aangegaan. Ek wil dit nou nie uitreken, maar dit is al die herinneringe, goeie herinneringe wat ek van mamma het. Ek was nie fisies daar nie, maar ek kon met mamma praat. En mamma was mos nou die telefoonmens. Van haar landlyn. Met Telkom landlyn het sy nog, dan sit sy om neer 59 minutes, dan bel sy terug, dieselfde persoon, dan praat hulle verder. So mamma het, dit was haar manier van kommunikasie. En sy het dit tot die bitter einde gedoen. So, ek het ook geweet, toe mamma nou vir my sê, ek is nou nie meer lus vir praat nie, iets is nie reg, maar mamma is mos maar nou die persoon gewees. As sy iets besluit het, gaan niemand dit kan verander nie. Maar baie dankie ook vir almal, vir die liefde, vir die boodskappe en vir die kuiers ook na mamma en die eer vir mamma vanaand. Baie dankie, Jacqueline het eintlik alles genoem wat ek gedink het ek moet sê. Ek wil trend niemand doen dit. Was jy, dus ons allemaal mekaar ontmoet, die liefde aan. En die dag toe ons getrouwd is, toe het ek nog gesê, vir my spil, Mami, baie dankie vir die mooie vrou. Toe lag Leila en John of dit, dit was die liefde. Die Here het ons gedra vir 46 jaar by mekaar. Maar die laaste 3 jaar, dat sy nie uit die bed het kon opstaan, het ons baie sterker en 'n nouer band gevorm. Die Here het my die krag gegee om vir haar te kon ondersteun. En as ek so 'n oomblik wegbreek om na toe te gaan, dan was dit altyd met Kel en ek weet wat ons ondersteun. Maar ek staan vanaand hier om te sê vir Here baie dank. Dat die Here vir ons so lang in mekaar gehad en gespaar. Want 46 jaar, dan nog nie 46 maanden. En soos Jacqueline gesê het, mamma was baie sê dat sê sy nie. Maar sy was ook nog gevoel. En dan kan jy nou sê, sy was baie lief aan my. Baie lief. Daarom het we allemaal baie dankies gesê, wat tyd spandeer, van naby en van ver, wat gekom het tot daar, ja, sit, maar vriende, collega's, allemaal, wat tot daar gekom het. En selfs ook die oproepe, Jacqueline gesê het,
Het was lang oproepen geweest, hij is niet jouw commandant en met de hier praten aan het. Maar dat was gemaakt. Maar baie dankie vir kan ek dit sê vir die Here vir daai laaste tyd in die hospitaal. Van die 8de April af tot en met die 26ste Mei. En weet jy, toe kom die eerste liefde, toe ons mekaar ontmoet, was weer daar. Wees so, dat ek kan iets voorkom, want ek het geglo, sy gaan weer huis toe kom. Maar die Here, wat die Here doen, is niks verkeerd. Ons kan hartseer wees, ons kan alles sê, sy sal nie terugkom. Maar wat ek het kan doen, is om haar te bid. Baie dankie, Reggie, Lionel, Joe, Annie, Chrisia, en die hele familie dat julle my so ingeneem het. Almal. Die mense sê maar jy is 'n inkomer, maar jy voel ek is 'n inkomer. Want almal het die aanvaar as hulle leef en die lig is op die aanvaar. En ook baie dankie vir Janie. Weet jy of Janie nog onthou nie? Toe ons weer ingetrek het, die was het ons nat het in 1988. Ek het jy nog smaak vast teen en aan die kom, my stil geleid ons in die modder betrap. Baie dankie hoor, ek sal nooit vergeet. Maar weer eens, baie dankie vir almal wat gekom het. Dat hier is vanavond om saam met ons te wees. Ek waardeer dit baie. Weer eens baie dankie. Is daar enig iemand wat daar nog iets kan sê? Ja. Nou die aand toe ons daarby aan die vriende was, toe hoor ek so die na die aand, en soms het ek sommer van die skool af, toe ek begin skool op by Cavaleria, met die woordkant. Toe was aan die vriende ook, dus ons vir die collega's ook gewees. Maar nou die aand met die huis toe, kyk ek toe sê ek gewoon, hy ek een Bobby, ek gaan nou nie meer op hy bed kom sit nie, maar toe het ek een Bobby ook genoem, want die vriendin is nog nie meer daar nie, maar hy is nog steeds daar. En al die diere is, as kom diere waar mens by die huiskat opkom, so, nog nie van hom vergeet nie, ek een Bobby. Baie dankie, Dominee. Ek hoop julle kan my hoor. Goeienaand een en almal wat hier teenwoordig is. Ek is Jacqueline se mam, wat sy van praat en jammer dat ek nou die esel familie voorspring om hier voor te kom staan, maar ek kon net so 'n paar kort goedjies deel van Frendeline wat ek baie waardeer. Ons was, vir my het dit so gevoel dat ons was susters en van die eerste keer wat ek vir Frendeline en Bobby ontmoet het, was dit regtig waar soos familie. En Frendeline het vir my soos 'n suster kom word. En ons het daai wederwysige respek vir mekaar gehad. En dan het ek altyd so gelag as Frendeline, soos die, man, die ding is, as hy nie by jou woord kan kom, en sy so gesê, die ding is, wat die mense so van praat, en so aan. En ons het mekaar regtig waardeer, en in die tyd wat sy siek was, het Jacqueline maar vir my ook net so op my plek gehou, en gesê, mam, bly nou maar eers weg, want mama is nie so lekker vandag nie, maar ten minste het Jacqueline vir my gereeld op hoogte gehou van hoe Frendeline was in die hospitaal.
En so het sy ook die res van die familie, of sal ek sê, ek het altyd vir Jacqueline gesê, man, julle is 'n nasie, julle is nie 'n familie nie, julle is 'n nasie, omdat dit so groot is. En Vreemdeling, dit is vir my so 'n riem onder die hart gewees om te sien hoe Vreemdeling met haar broers en susters omgaan en die gevoel net daar so van familie wat daar was. En sy het Soulie se dood verskriklik moeilik verwerk. En Jacqueline het met my gedeel dat Vreemdeling het so 'n goeie sin van humor ook gehad. En dan toe die dokter nou vir haar op 'n stadium sê, maar hy gaan nou vir haar 'n ander voorskrif uitskryf. Toe het sy vir die dokter gesê, maar dokter, ek wil vir jou 'n voorskrif uitskryf. En toe sê die dokter, maar wat sal dan nou op die voorskrif staan? Toe sê sy, ek wil huis toe gaan. En dit was omtrent seker so 3 weke voordat Vreemdeling heen gegaan het. Maar die Here het haar hart gesien. Die Here het haar hart gesien. En in die 3 keer wat ek vir haar besoek het daar in die hospitaal, met die laaste keer, het Vreemdeling, sy het nog altyd die sin vir humor gehad. En ek kon net gaan wanneer Jacqueline gesê, as sy lyk nou 'n bietjie meer helderder, sy lyk nou weer 'n bietjie beter en so aan. En toe sê sy ook, wie het nog laas besluit dat ek nou moet babakos eet? Want Jacqueline het nou vir haar die burger wat hulle voorgeskryf het sy nou opgesny en vir haar nou probeer gee. Nou wie het nou laas besluit dat ek nou moet babakos eet, sê sy. En nou gaan Jacqueline aan en sy sny net die burger en mama moet eet. En nou sê sy, kyk sy vir my so en sy sê, wat sal Remy se ma keer? En dan is sy nou nog doof op. So dit is hoe ek die toewyding wat Vreemdeling aan haar kinders het. En Bobby, ek admireer absoluut vir jou geduld en jou liefde, en so vir die kinders wat vir Vreemdeling ondersteun het, en vir Effene en Miguel, en die respek wat hulle gehad het vir Vreemdeling, en met Vreemdeling se manier van doen en sê, en die streng manier wat sy het. En vandag se kinders hanteer nie meer die strengheid so goed soos die kinders van destyds nie, maar hulle het die eerbiedigheid getoon. En ons kan nie dankbaar wees dat julle almal probeer het om vir Vreemdeling die lewe so maklik as moontlik te maak. En die 3 jaar in die bed was vir my elke keer as ons daar besoek het, daar was nie depressiviteit rondom Vreemdeling nie. Sy het dit net aanvaar. So ons kan vir die Here dankbaar wees vir dit wat hy vir Vreemdeling deurgedra het. En julle kan nie troos daarin vind, soos Dominee ook gesê het, in 1 Korintiërs 15 vers 20, dat die grootste vertroosting is, but the truth is that Christ has been raised from death as the guarantee that those who sleep in death will also be raised. En dit is die vertroosting wat ons daar kan uitvind, dat as slaap Vreemdeling nou in haar dood in, dat sy ook uit die dood sal opreis en opstaan, net soos Christus
vir ons opgestaan het uit die dood. So vir Ulrich, vir Jacqueline, vir Bobby, vir Astrid, vir Mikael, vir Effenay, vir die kleintjies daar, die kleinkinders, vir Wayne wat Brendeline ook net so aanvaar het. Baie dankie vir al julle ondersteuning en julle ma was baie lief vir julle, regtig waar. En sy het nie een van haar kinders het sy minder geag as die ander nie. En daar, ja, ons almal in elke familie kry ons so op en af, maar vandag was daar 'n woord gewees en ons predikant het vandag 'n diens gehad en gesê daar's 3 woorde: courage, trust and to live in unity. And courage we need to have when circumstances are difficult, wanneer dit moeilik is, wanneer ons deur trials gaan soos nou, dan het ons daai courage wat ons kry by die Heilige Gees vir ons gee. That trust that we can put in God in all circumstances and that we will live in unity. So unity, want toe Jesus Christus gebid het vir sy disippels, het hy gesê that we may be one. En ek bid dat Brendeline se dood vir julle ook, that you will be one, that there will be unity, because with Christ there is forgiveness and everlasting life. En dit kan ons van Brendeline se dood neem. Baie dankie vir die geleentheid. Ek wil graag net die geleentheid benut om vir Bobby wat ek het sê vir die 46 jaar wat hy na Brendeline omgesien het, wat hy vir haar gehad het, vir alles wat jy vir haar gedoen en beteken het. Baie dankie ook vir dit wat jy vir ons beteken het, want as ons graag wil kan kom, dan het ons maar net geweet, ons moet vir een Brendeline bel, dan het hulle gesê, ja, kom. Ons was altyd welkom by julle, baie dankie daarvoor. Ons hoop, ons kan nog steeds kant kom. Ons wil ook net sê, baie dankie Bobby vir die afgelope tyd wat sy siek was, vir die manier hoe jy vir haar behandel. Baie dankie dat jy en ons seun en dokters vir haar omgesien en so versorg. En dan het jy nog vir ons ook omgesien. As ons kon keer dat ons ook ons kry. Bobby het voor die stoof gestaan en hy het gekook en kos gemaak en gesorg en elke dag al die etes kry van die oggend af tot die aand. Dankie daarvoor, maar ook dat jy vir haar omgesien het, dat jy vir haar gehelp het, dat jy vir haar versorg. Dankie ook vir die kinders wat haar pa gehelp het daarmee. Ons waardeer dit oprecht, want ons sal dit nooit vergeet. Jy en Brendeline pas by mekaar gepas en julle sal as ons aan Brendeline sal ons ook aan jou baie dankie.
sê. Het maak je grappie. Het maak je grappie. Lionel het beroerte gehad en nou kan hy nie meer praat nie, maar ek sien, ek weet hy is so iets nou kan ek weet nie wat hy wil gesê het, maar hy sou nou baie kort gepraat. Hy was eintlik die een gewees het wat nou hier moes gestaan het. Maar nou moet ek maar nou instaan vir voor. Sê dan ook aan jou. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Lenet en ik is oorspronkelijk van Worcester. En ik sta hier vanavond namens mijn man. Mijn man en die Frendelien is nou al vrienden van dat zij bij Sonja op college was. En dis waar ik van die Frendelien leer kennen. Ik hoor altijd sê sy was so streng. En hy was nou die lekkerste auntie met die lekkerste lach en die lekkerste accent en wat lekker Suid-Afrikaans gepraat het. En dit is my herinnering van Auntie Frendelien. Daar was Auntie Frendelien, daar was Auntie Clarice, daar was Auntie Priscilla, en daar was 'n hele paar vriendinne. Wat Jy is Auntie Helen se kind. ek is Auntie Helen se kind. Baie van die studente het my ma se huis kom inpak en ek kon altyd gesien het hoe my ma die geselskap geniet het en ek as kind word jy was in die groep mense se geselskap gejaag. Maar ek het my gate uitgeniet met al hulle gesprekke en ek het my geweldig, ek het altyd gesien het hoe my ma se gesig ophelder as hulle daar instap. So die Frendelien het hierdie jare mamie se vriendin geword. En as mamie Kaap toe kom, was Auntie Frendelien die een mens wat ons nie gemis het nie. Ek het vir 'n tyd lank uitgewerk en my man Reggie was hier en Reggie het ook seker gemaak dat mamie by Auntie Frendelien uitkom. En die laaste wat ons van die Frendelien kom kuier die jaar was 22ste Februarie. Dis die laaste toe mamie nou by Auntie Frendelien kom kuier. Ja, en die Frendelien het, ek het altyd in die kamer uit gestap omdat sy en mamie nou hulle se goed te kan gesels. Want die Frendelien het een ding gesê wat ek nogal geniet het. Sy sê, weet jy, julle het vir my 'n auntie gemaak. Julle was die eerstes wat vir my auntie genoem het. So Auntie Frendelien was my auntie gewees. En ja, daar was net soveel baie goeie herinneringe. Ek weet Oom Bobby het een naweek by ons kom kuier in Worcester met die twee kinders. Die een se naam was Sout en die ander se naam was Suiker. En verder is dit wat die Frendelien nie eintlik gehad het, ek moet nie sê nie, want ek het my eer rimpie omtrent die Sout en die Suiker gehad. Maar ja, dit was altyd lekker om in Auntie Frendelien se teenwoordigheid te wees. Sy was altyd van die aunties wat ek net kon kla, al kon ek nou net oor Reggie ook kla. Sy het geluister en sy het raad gegee. En ja, sy was net 'n verskriklik lekker persoon om mee te wees. En ek gehoor die meneer wat hier voor my gepraat het gepraat van hoe Oom Bobby altyd vir hulle gekook het. En as ons kom kuier, het Oom Bobby vir ons op kos kom gee. Maar dankie Oom Bobby vir alles wat Oom Bobby vir Auntie Frendelien gedoen het. En as dit nie liefde is nie, dan weet ek nie. Oom Bobby het vir ons almal 'n voorbeeld gestel van aan ons huweliksbeloftes tot die dood ons skei. En dis die een ding wat Oom Bobby gedoen het. Oom Bobby het hier dik en dun deur die sakke soep wat saam opgeëet is. Wat is dan nog, wat sê die huweliksding? En siekte en goedheid en alles. Dan Oom Bobby was daar, nee? So, baie dankie vir dit wat Oom Bobby van die Frendelien gedoen het. En ek dink dat Mami sal presies dieselfde van Oom Bobby vandag sê. Dankie vir al die jare se vriendskap. Ons sal beslis nie wegbreek, ons gaan definitief kom inpak. En dan ja, my innige meegevoel dan aan al die kinders, die kleinkinders, en die breë familie en al die vriende. Maar baie dankie en sterkte met alles wat voorkom kom.
kan nou nie jou naam onthou nie. Lenet. Sy nou sê Clarice. Nou baie ken nie vir Clarice nie, maar hulle ken vir Lillian. Dit is dieselfde persoon. Nou jaar toe het iemand in die baai gepraat van Lillian. Ek dink dit is 'n kollega van Natalie. Toe dink die persoon my pa het 'n ander vrou. Hulle ken nie van Lillian nie, hulle ken vir Clarice. En toe jy nou sê Clarice toe, dink ek sommer onmiddellik aan Auntie Helen. Want ek onthou van Auntie Helen. En my ma was mos op Minnie Hofmeyer. So toe ons klein was, ons ook by Auntie Helen gekry in Woester. Ja, ek lyk hier dieselfde. Liewe broers en susters, is daar iemand wat nog ietsie wil sê? Indien nie, gee ek graag geleentheid vir die bedankings om gedoen te word, net voordat ons die slotlied gaan sing. Jacqueline, is daar iemand wat die bedankings gaan doen? Goeienaand almal. Ek het nou nie voorberei om die bedankings vanavond te doen nie, maar ek wil graag aan begin vir die Here dankie te sê dat ek vir mamma gehad het as my skoonma, as my ma. Ek ken nou al mamma vir die afgelope 20 jaar, 6 van daai jare as Auntie Frendelien en 14 daarvan as mamma. En ja, soos ek sê, ek wil net vir die Here dankie sê dat ek daai geleentheid gehad het om vir mamma te kan ken, vir alles wat sy beteken het in ons lewe, vir alles wat sy gedoen het en die persoon wat vir wie sy was. Aan papa, aan Estrid, Ulrich, Jacqueline, die breë familie, broers en susters, al mama se vriende wat by haar kom kuier het. Wil ek ook net graag baie dankie sê vir die liefde wat julle aan mamma getoon het. En vir al die afgelope tyd en met mamma se sterfte, die besoeke by die hospitaal, al die gebede wat opgegaan het vir mamma. Ons het baie boodskappe ontvang, baie oproepe, ons het kos ontvang. Daar was net soveel liefde gewees. So ek wil net vir elkeen baie dankie sê vir almal wat gehelp het met die begrafnisreëlings wat ingespring het, vir almal wat hulle self beskikbaar gestel het, wat donasies gemaak het, en vir almal wat net hier vanaand teenwoordig is om weer eens vir ons te kom ondersteun in die moeite. Ek baie dankie sê. Baie dankie Wayne vir die bedankings. Liewe broers en susters, ons slotlied is dan nou die volgende lied. As die lewensstorme woedend om jou slaan, en jy gaan so woedend vrees dat jy vergaan, tel jou skoonene, wil een vir een en jy sal ons goedheid prys soos nooit voorheen. Na die slotlied sal Ulrich dan vir ons die kers uitloop en dan sal die seën inspreek. Kom ons staan. Yeah.
afsluit, wil ons net ook vir Suster Cecilia Swart baie dankie sê, wat die orgels vir ons vanaand gespeel het. Cecilia, baie dankie. Kort kennisgewing, maar baie dankie dat jy gestem het. Suster Broers, ek net vir die deurgee die begrafnis vir die rest van Saterdag. Saterdagoggend 7:30 sal die begrafnis by die huis gehou, op die diens by die huis gehou word. En daarvan vertrek ons na die kerk toe, dieselfde kerk waar ons vanaand is, waar die diens dan 9 uur begin. So ek neem net die kennis daarvan. Liewe broers en susters, kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal die seën en die behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee, vandag en tot in ewigheid. Amen.